Goeiedag. Ek vertrou dat dit regtig sommer baie goed met jou gaan. Baie dankie dat jy ook hierdie spesiale oomblik rondom die woord van die Here vandag met my deel. Ek wil hierdie geleentheid saam met jou begin met hierdie woorde wat in Romeine 8 staan van vers 31 af. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Amen. Genade vir jou en vrede van hom wat was en wat is en wat kom, en van die 7 geeste wat rondom die troon is en van Jesus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat opgestaan het uit die dood, die heerser oor die konings van die aarde. Lydenstyd, hierdie tyd van die jaar. Dit is ons deel van die kerklike jaar. Daardie tyd waarin ons dink oor dit wat Jesus terwille van ons deurgegaan het, terwille van ons gelei het. Gelei het sodat ek en jy kan lewe, gesterwe het dat ons kan lewe en dat ons lewe inderdaad in oorvloed kan hê en 'n lewe kan lei waarin daar nie skeiding tussen ons en God kan wees nie, waar ons in 'n harmonieuse verhouding, in 'n vredesverhouding met ons God en met mekaar kan lewe. Die tema waaroor ek met jou wil praat is, wees die verandering. Be the change. Ek dink baie van ons wil graag hê dat die wêreld moet verander. Dat die wêreld sommer baie anderster sal wees. Ons wil graag hê dat ander mense op 'n sekere bepaalde manier moet optree wat maak dat die wêreld sommer net 'n beter plek is. En die goeie nuus is uiteindelik dat ons deel van daardie verandering kan wees. Maar die meer belangrike deel is dat ons in onsself die verandering kan wees. Met ander woorde dat ons nie alleen gewoon praat oor verandering of van tyd tot tyd verandering bewerkstellig nie, maar dat ons inderdaad in 'n tipe van 'n nuwe identiteit van verandering kan wees. Ons moet wees, soos iemand gesê het, wees die verskil, die verandering wat jy so graag wil hê moet gebeur. So 'n wonderlike gedeelte wat 'n mens kan lees in Johannes hoofstuk 13. Johannes hoofstuk 13 vertel van daardie geleentheid toe Jesus die voete van sy disippels gewas het. Nou wil ek graag saam met jou lees hier van vers 12 af. Net om iets te wys van die gesindheid waarmee Jesus gelewe het. Die gesindheid wat veroorsaak het dat waar hy inderdaad ook al gekom het, daar verskil sou kon wees. Want in hom is daar verskil. Hy is die verskil. Hy maak die verskil en hy is die verskil in jou lewe, in my lewe, en hy wil deur ons ook inderdaad die verskil in die lewens van ander en ook binne in die wêreld wees. En hy kom gee vir sy disippels by hierdie voete was geleentheid, wanneer hy bereid is om van die tafel af op te staan, 'n skottel te vat en hulle vuil voete, stowwerige voete te was, kom gee hy vir ons die voorbeeld van ware diensknegskap, oor hoe om 'n dienskneg, 'n slaaf, gestalte te hê terwille van ander mense, dat 'n mens kan sê, ja, hy was inderdaad die dienaar by uitnemendheid, die voorbeeld vir ons. Voordat ek die gedeelte lees, dink ek sommer net daaraan. Ek was by geleentheid in die Vrystaat gewees. En die feit dat ek in die Vrystaat gebly het my nou nie regtig in terme van my rugbyhart 'n Vrystaater gemaak nie. Want op die ou einde het ek nog al die tyd, al het ek daar gebly en al het ek al die tekens gesien, het ek nog steeds vir die blou bulle geskreeu. So was ek in wese iemand wat nog altyd sou kon sê, maar ek bly 'n bil. Dit is wat ek inderdaad is. Wanneer ek daai simbole vat, wanneer ek die gebruike van daai mense alles sou vat, dan kon ek naderhand sê, ja, maar ek is inderdaad in my wese 'n Vrystaater. Kom ek lees vir jou hierdie gedeelte in Johannes 13 van vers 12 af.
Toe hy hulle voete klaar gewas en sy boekleed aangetrek en weer aangesit het, sê hy vir hulle: Verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my julle leermeester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek, wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle die voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou. Gelukkig is julle as julle dit ook doen. En nou werk dit mos so, dat wanneer ons binne in 'n bepaalde gewoonte kom, en almekaar hierdie gewoonte ook uitoefen, dan word dit deel van ons kultuur, dit word deel van ons identiteit, dit word deel van wie ons is en oor hoe ons doen en van die verwagte gedrag wat mense uiteindelik ook van ons sou kon antisipeer, as ek die woorde kan gebruik. Dink nogal aan die gedeelte ook in Lukas 10. In Lukas 10 word daar ons nou ook die verhaal vertel van die barmhartige Samaritaan. En dan word die vraag uiteindelik gevra van wie is my naaste? Dan gaan Jesus daarop in deur vir hulle die verhaal te vertel van die barmhartige Samaritaan, van die persoon wat aangeval is en daar gelos is langs die pad, en die priester en die leviet het daar verbygekom en was glad nie diensbaar nie en het uiteindelik ver langs weggegaan, wat die rede ook al mag wees in terme van reinheid of wat ook al. En dan gebeur die ongelooflike, en dit is dat die Samaritaan, van wie niemand eintlik iets verwag het nie, om die waarheid te sê, die Jode sou graag Samaria op 'n manier wou ontwyk en wou vermy wanneer hulle na Galilea se kant toe gaan, dat so 'n uitgestote persoon uiteindelik homself bewys as die naaste, wanneer hy die wonde versorg, die persoon in 'n herberg laat, daar vir hom betaal en sê, as hy weer daar langs kom, is hy bereid, as daar nog enige iets oor is, wat betaal moet word, dat hy bereid is om dit te doen. En dan vra Jesus mos nou die vraag, wie is die naaste van daardie persoon, wat langs die pad gelê het, wat onder die hande van die rowers beland het. En dan sê hulle, die ene wat barmhartigheid in hom bewys het, en dan sê Jesus, gaan doen julle net so. Met ander woorde, 'n mens kan amper sê die identiteit van die Samaritaan verander, deurdat hy die naaste by uitnemendheid word, as gevolg van dit wat hy besig is om te doen. Jesus kom wys oor hoe 'n naaste is, wat naaste diens beteken, wat omgee beteken, wat diensbaarheid beteken. Kom wys wat nederig is, sodat mense kan agter hom aankom en kan doen dit wat hy gedoen het, die styl waarmee hy gelewe het. En hoe meer ons dit doen, hoe meer word dit deel van ons menswees. Dink altyd ook in Filippense 2 wat sê, hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke nie, wat hy gehad het op God gelyke wyse, nie beskou as iets waarin hy moes vasklem nie, maar hy was bereid om die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Inderdaad, Jesus die diensknegt. Die vraag is, hoe leef ons Christendom uit? Wat is die gewoontes wat ons besig is om aan te leer? Is ons mense wat regtig deernis het, wat caritas het, wat omgee het? Ons leef en funksioneer in omgewing, in kerklike omgewings. Ons leef in omgewings waar ons met die woord van die Here te doen het, waar ons met die Here self te doen het, waar die Heilige Gees ook binne in ons lewe lei is. En dan is die vraag of ons inderdaad dit gaan uitvoer, want na mate ons besig is om die regte dinge te doen, dit wat die woord vir ons vra en vir ons ook wys in die persoon van Jesus, die hart van God wat ontbloot word ter wille van ons, in die mate waarin ons dit sien en daarin deelneem, word ons al meer gelyk ook aan dit wie Jesus was, en word ons dan ook die diensknegte, en word ons, as ons ook stil staan genoeg by ander, word ons
die naaste, word ons 'n naaste, is daar verandering in ons. Met ander woorde dat ons nie alleen sê, wees die verandering nie, maar ons is dan ook die verandering. Moenie wees 'n naaste nie, van tyd tot tyd nie, maar ons is 'n naaste. Ons is 'n diensbare persoon, 'n dienskneg. Ek het so 'n storie wat ek by geleentheid raak lees van hierdie gemeente wat elke Sondag ook so bymekaar gekom het en dit was vir hulle baie wonderlik en dan was daar 'n man gewees, hy het alleen gebly en hy het altyd kerk toe gekom, soos al die ander mense kerk toe gaan. En by geleentheid het hy begin om skielik nie meer kerk toe te gaan nie. Vroeg in die oggend, dan het hy 'n sak oor sy skouer gesit en dan het hy daar in die bos ingestap wat daar naby is. En mense het gewonder oor sy kerkgang en wat het nou daarvan geword? Hoe het hy nou afvallig geword en wat is hy nou besig om te doen elke Sondag dat hy so verdwyn? Is daar nie een of ander geheimenis of 'n geheime ding wat hy besig is om te doen, een of ander onderduimse nie? En die ergste is, van tyd tot tyd het hy ook 'n kat met hom saamgevat so in die bos in. En die gemeente het al hoe meer onrustig geraak en na die dominee gegaan en met hom gepraat en so het die dominee en 'n afgevaardigde van hom ook hierdie man uiteindelik gaan aanspreek en hom gewaarsku, hom half geëkskommuniseer uit die gemeente uit gewaarsku dat as hy sou doodgaan en sou hy nie meer deur die gemeente begrawe kon word nie as gevolg van hierdie optrede om Sondag so op 'n vreemde manier in die bos in te stap met sy sak en dan van tyd tot tyd ook nog die kat saam met hom te vat. Toe gebeur dit dat daardie man sterf. En toe hy sterf, toe volgens die belofte van die mense van die plaaslike gemeente word hy toe nou nie vanuit die kerk begrawe nie, maar hy word toe in 'n naburige dorp word hy begrawe. Maar toe vind hulle 'n briefie wat hy vir hulle nagelaat het. In die briefie staan daar geskrywe: "Julle het miskien my gedrag vreemd gevind, maar dit wat ek gedoen het was om elke Sondagmôre in die veld in te loop, want daar bly 'n kolonie, 'n hele groep van melaatses daar in die bos, waarmee niemand eintlik iets te doen het nie. En elke Sondag het ek soontoe gegaan om vir hulle te gaan kos gee, om vir hulle te help binne in hulle omstandighede, om vir uitgestote mense enigstens aanvaarding binne in hulle lewe te bring en dit te verpersoonlik. En ek het van tyd tot tyd ook my kat saamgevat, want dit was ook een van hulle behoeftes, om ook met diere in aanraking te kom. So my grootste wens wat ek net het is, kyk asseblief na daardie kolonie met die melaatse mense, geef hulle kos en kyk na hulle. En dit was die nalatenskap, want uiteindelik het hierdie man sonder groot doenerigheid, sonder om dit uit te basyn, het hy gewoon 'n naaste geword. Het hy die verandering geword wat nodig was, die verandering wat hy wou sien, het hy geword in sy kontak ook met daardie melaatse mense. Ek en jy wil graag verandering sien. Ons wil die wêreld nuut sien. Ons wil nuwe belewennisse, nuwe ervarings sien, dit hê. Dan moet ons dit uiteindelik ook wees. Iets van daardie ding van be the change. Wees die verandering wat jy so graag wil sien. En dan gaan ons verbaas wees in watter mate daar sommer in ons omgewing, in ons wêreld, 'n groot stuk transformasie gaan plaasvind. As Jesus wat so groot was, sy disippels se voete kon was, dan behoort ons ook sy voorbeeld te kan navolg. Diensbaar te wees ter wille van ander. Nie iemand wat sê, wees diensbaar nie, maar om 'n diensbare te wees, 'n naaste te wees, 'n omgee mens te wees, 'n liefdesmens te wees. Mag die Here jou ook op hierdie reis van voortdurende transformasie, verandering, ook te begelei, vir jou die genade daarvoor te gee. Here, dankie dat U ook vir ons in die geloof wil lei, dat U ook vir ons lei deur die voorbeeld
en dat ons dit kan navolg en agter U kan aankom. Dankie vir die voorbeeld van baie mense deur die geskiedenis. Here, dankie dat ons die verandering wat die wêreld moet sien, ook kan verpersoonifieer, dit ook kan wees. Word U verheerlik in die koningsnaam van Jesus Christus ons Here. Amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en bly elke dag tot Jesus kom. Amen. Mooi bly.